Suid-Afrika, goeiemôre, good morning. My naam is Pieter Koen. Ek is Elsa Esterhuizen. En ek is Razan McKenzie. En daar oorkant het ons natuurlik die enigste man wat ek ken wat meer opgewonde raak oor die opening van die JSE as by die afskop van 'n rugbygame. Thys van Sail, goeiemôre. Kyk net hoe glimlag hy vandag. Vrydagoggend vir jou, Thys. Ek kan nie wag nie. Nou ja, ons het baie interessante dinge beplan vir vandag se program. Ons gaan leer hoe paartjies die vonk terug in hulle verhouding kan sit. Ons gesels met die skrywer van die roman Hospitaal Weltevreden, Rian Grobler, en Nicholas Lou kom kuier by ons in die ateljee. Dames, kan julle sien, hierdie gaan 'n heerlike dag wees. Amper soos 'n bietjie stout wees in die klaskamer. Ja, Julle twee is almal erg stout, jong. die stout kinders, Die stout kinders staan hier langs mekaar, ja. As jy wil uitvind hoekom ek en Elsa so stout is, gaan kyk bietjie op ons sosiale media by Goeiemôre, Good Morning. Lekker video's daarvan wat ons Ja, veral aanvang daar. voor die show begin of na die show klaar gemaak het. Ek gaan sommer nou ons Ek wil net sê, ek en Thys is padpatrollie media prefekte. Dis hoekom Ja, waggies, ons kry die gaste in en ons wys die parkering aan terwyl julle twee alle stouter dinge doen elke liewe dag. Maar ons hou daarvan. Moenie verander nie, hoor? Ons gaan nooit, moenie worry nie. Ek gaan sommer ons oggendpraatjies afskop om vir julle 'n vraag te vra. Het enige van julle al gesig yoga probeer? Gesig trek. Face yoga. Ek het dit al gesien en ek het gedink dit is die moeite werd om dit te probeer doen want blykbaar werk dit, maar ek het nog nooit tyd gemaak om dit te doen nie. Okay, ons gaan dalk nou 'n bietjie later 'n bietjie gesig yoga doen, maar ek het onlangs 'n artikel in die Huisgenoot gelees en lydens die artikel is gesig yoga 'n eenvoudig en gratis manier om jou vel jong te hou. Dit het ontstaan in antieke Indië en word beoefen deur bekendes soos Meghan Markle, Pieter Koen, Thys van Sail en Jennifer Aniston. Ja, sien julle nou. So, ja, Kyk, julle dit werk nogal. sal 'n stappie voor my. So wat jy doen is jy gebruik jou vingerpunte om jou spiere in jou gesig, nek en kakebeen te oefen en te ontspan. En met oefeninge soos ligte tikbewegings, wangblaas en sagte massering van die voorkop en die oë, kan jy eintlik deur gesig yoga jou stres verlig en fyn lyntjies verminder en jou gesig kontour eintlik verbeter. Thys Thys is in 'n ander wêreld. Ek doen dit al so 'n paar sekondes se werk vir my. Kan jy ons nie wys word? Ja, daar is 'n demonstrasie video wat ek graag wil wys, maar ek dink Thys het ons een Spirit fingers. gewys. Kom ons probeer dit saam met hulle. Soos Okay, wat ons die cool. video kyk, Kom ons kyk. kan ons nou ook 'n bietjie gesig yoga. As jy reg. Okay, guys, so these are the only face yoga poses you'll actually ever need to learn. The first one reverses tech neck. It's great for sagging skin on the neck and jawline. It also helps to diminish the appearance of jowls and a double chin. This next one is a stretching pose. Anytime you stretch the muscles and fascia of the face, it's going to stimulate lymph and circulation. So it's great for detoxing under the eyes, improving skin complexion, and reducing overall puffiness. And this is my favorite lifting pose because it does so many things. First, it smooths upper lip wrinkles, which is something that really ages you. It's also one of the best poses for plumping, sculpting, and volumizing the cheeks, which lifts the whole face, including marionette lines. And this is the best pose for the forehead and eyes. Moving the micro muscles around the eyes eliminates fluid retention, and holding the forehead like this reprograms the muscle to stay smooth and relaxed anytime you're expressive with your face. Hope you enjoy. Ouens, ek wens ek kan 'n vlieg teen die muur wees in sommige van daai badkamers. Nee, luister, ek weet die artikel het nou al hierdie feite en mediese voordele bewys vir hierdie ding, maar ek dink nie selfs as ek in die privaatheid van my eie huis dat ek daar is wat ek daai gesigte gaan trek nie. Ons het dit nou almal op regstreekse televisie gedoen, maar I don't think it's for me, honestly. Dit gaan nie vir die Hollywood tannies werk met die Botox nie. Ek sê hartseer. Wel, so gepraat van gesondheidsprofessionele. Een van die gesondheidsneigings van 2025 is koue water dompelterapie of cold water immersion therapy, soos wat dit in Engels bekend staan, en dit nou vir die behandeling van angs en depressie. Nou ons het hierdie volgende video gevind. Kyk saam. Lekker health benefits.
Sure. Ek het nie geweet van die geestesgesondheidsvoordele nie. Ek doen dit self. So ek love 'n cold plunge. Maar dit is so 'n mooi Afrikaanse woord. Wat is dit? 'n waterdompel, Koue waterdompelterapie. So ek doen dit maar vir die gesondheidsvoordele. Ek weet dit laat my bietjie varser voel, gee my bietjie meer energie, maar ek het nie geweet daar is eintlik 'n ander aspek daartoe ook nie. Ja, wel 'n onlangse studie wat in Healthline gepubliseer is, het bevind dat koue waterterapie soos ysbaddens of koue storte sekere korttermynvoordele inhou. Ek het al gehoor van mense wat in die oggend hulle dag begin met 'n koue stort en ek dink net deelnemers het verminderde stresvlakke, beter slaap en 'n effens hoër lewensgehalte ervaar. Maar die voordele, en dis nou wat interessant is, het net tot ongeveer 12 uur na blootstelling geduur. Ja. So 'n mens het gedink dit is dalk 'n bietjie langer, maar dit lyk vir my dit is waarop dit nou neerkom, is dat dit net vir 'n kort termyn hou. Ek dink ook wat dit vir my nogal helpvol maak is die feit dat jy moet dit gereeld doen. So ek probeer om 2 of 3 keer 'n week te gaan, dan sal ek eers sauna en dan sal ek gaan koue waterdompelterapie doen. En dan want die voordele hou nie baie lank nie. So dit is eintlik baie interessant. Waar is jy in die Ek water? het my koue water Ek nou net. dompelterapie. Dit is my lekker. Ek geniet dit. Hoe lank neem dit om gewoon te raak? So in daai een wat buite is, sal ek so 10 minute en dan sal ek push tot 15 minute. Maar die een wat ons by die gym het, dit is eintlik regtig interessant. Dit lyk soos 'n deep, it looks like a deep freeze, right? Ja. And then you turn it on and then it's at a certain number of degrees. So if it's at 6 degrees, then you go in for 6 minutes. If it's like 7.8 degrees, you go in for 8 minutes of wat ook al. So daar's 'n hele method to the madness wat ek nogal regtig baie geniet. Sal ons dit een van die tyd probeer of het julle al? Ek sal graag wil. So ek kom volgende keer Ek het nog saam. nooit getraai nie. Ek dink dit is dalk iets wat ek kan probeer. Ek is saam met julle. Enigste koue waterdompeling wat ek gehad het, is load shedding slaan en die sonpanele werk nie en daar's net koue water in die shower. Maar ons moet dit probeer. Ja. Dit lyk of dit lekker is. Ja, En ek meen hulle doen dit baie ook vir sportterapie en die dinge so. Presies. En ek dink mens word daaraan gewoond. Dit is koud, maar dan as jy dit meer gereeld doen, kan jy bietjie langer uithou en dit is dan ook 'n bietjie van 'n prestasie. Dis baie van hierdie Kyk, baie spas, challenge. daar ook hierdie warm water, Ja. vuur warm water, yskoue Cold plunge, water, ja. vuur warm. Wel, kom ons sit hierdie gesprek nou eers op ys. So bly ingeskakel vir die res van die program en ek wil jou ook sommer daaraan herinner, miskien het jy nou net ingeskakel en wou jy weet waaroor ons vroeër gesels het, daar is ook heruitsendings later vandag 10:00 en 2:00 net op Via. Maak ook seker jy maak met ons kontak op sosiale media en dit sommer deurlopend van die program, jy kan daai QR-kode skandeer en van jou laat hoor.
Welkom terug. Dis die lekker van regstreeks, Ja, né? dis net so lekker. Waar's ons nou? Ons sit nou ons oggendpraatjies voort en ons wil julle net daaraan herinner dat julle ook kan saamgesels. Skandeer net die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn en stuur vir ons 'n boodskap. So nou en dan wil die gremlins maar net oorvat, né? Is dit nie soos antifreeze wat nou nie deur die engine se pypies wil gaan of so in 'n koue oggend nie. Maar nou ja, ek wil nou nie 'n koue gesprek met julle voortsit nie. Hierdie is eintlik 'n lekker interessante gesprek. Die van julle wat nou reeds, ek weet jy's nou sterk op pad, veral met hoe jy lyk vanmôre, Elsa. Sjoe, Ek Pieter. is seker daar sal iemand aan jou deur kom klop om te sê, kan ek jou vat vir 'n lekker afspraak? Dink julle nie so nie? Dankie. Huh? Beslis. Daar Maar sy. sy lyk elke dag mooi. Maar hoekom ek vra, ja, akkoord, Dankie almal van julle, julle. Dankie. Onthou julle hele verloving? Tuis? Ja, absoluut. verloving. Ons is gister. Ja, baie lekker. Nou, het julle 'n groot ding daarvan gemaak? Was dit 'n verrassing? Ja. Ek en Chris het in November 2011 verloof geraak Aha. in ons ou woonstel en dit was regtig baie spesiaal. Op daai stadium het ek nog baie op 'n ander program gewerk waar ons Aha. baie gereis het, so ek was amper nooit by die huis nie. So daai was so 'n spesiale plek vir ons en om dit net so op 'n intieme manier te doen was regtig iets wat ek nooit sal vergeet nie. Beautiful. En jy het 'n bietjie gesweet. Ja, ek het die verkeerde ding gedoen. Ja, so met my impulsiwiteit het ek natuurlik die ring gevat en ons het 'n ding gehad Sondag, dan gaan eet ons roomys na ons middagnappie. En ek het die ring in die roomys ingesit amper so in die middel heel onder en nou basies wat ons ry terug huis toe nou kyk ek heeltyd so en sy met een of ander tyd die ring gaan sy nou moet byt of iets, jy weet, en nou worry ek want sy sê niks en sy sal amper halfpad deur die roomys dag ek sy daai ding ingesluk. So gaan ek vir haar by die huis moet sê luister, ek gaan 'n bietjie met dop hou, jy weet, en as ek maar op my knie gaan voor daar so wanneer daar was 'n stadium wat sy in my mond gehad het. Sy sê ag nee, wat is die nou weer? En toe haal sy ring uit te freak sy uit, ja. Ek en jy deel die sentimente. Ek het myne in Lotie se pap gegooi een oggend. Dis oulik, julle. Sy dink nie so nie, want sy wag nog steeds dat ek op my knie gemaak het, op my knie gegaan om te sê asseblief nie die ring eet nie. Sit maar net aan jou vinger. Maar in elk geval, die nuwe tendens vir wat verlovings aanbetref is stil verlovings. Moet asseblief nie 'n stil verloving. Ons wil graag weet, ons is jou kollegas. Die tradisionele flamboyante verloving maak plek vir 'n nuwe neiging onder die Gen Z generasie. Dis die stil verloving. So in plaas daarvan vir 'n groot verrassing en die fanfares en so, besluit die tweeetjies dan, hulle het 'n intieme gesprek waar hulle dikwels saam die verloofring kies en vooraf oor die huwelik gesels. Hierdie benadering weerspieël 'n meer gelyke en realistiese siening van verhoudings eerder as die sprokies idee van een dramatiese oomblik. Hoewel dit dalk minder romanties klink vir sommige, sien die Gen Z dit as 'n volwasse en eerlike manier om lewenslange besluite aan te pak. Een wat fokus op wederwysige begrip en nie op 'n gehoor nie. Weet jy wat is my interessant daarvan? Die sogenaamde Gen Z's is baie aktief op sosiale media. Presies. Ja. Hulle hele lewe is op sosiale Ja. media. Ja. So dis nogal vir my 'n interessante benadering tot so iets. Dat hulle dit wil stilhou. Laat hulle dit wil stilhou. Dis baie interessant. Gewoonlik hardop hulle met alles. Alhoewel ek en Lotie het ook gesels oor die huwelik. Obviously gesels ons daaroor. Dit was nie net 'n verrassing nie. Dit was kind of fun. Gaan jy met my trou? Gaan jy nog verder my uitwors? Wat gaan? Ons is nou al lank saam. Gaan ons dit deurraak of nie? I have a friend who actually last week sent me a WhatsApp to say, my brother got engaged. This is how I found out. En dit is net 'n foto wat sy van haar ma afgekry het, wat haar ma by die boetie gekry het, want it wasn't a big thing. They didn't. Yeah. So it's exactly what you've just described, these kind of quiet engagements. Ek weet nie. Ek dink dit is om daai verrassing te hê. Is regtig net so spesiaal. Jy kan oor die huwelik praat en dit gaan dalk gebeur, maar as jy nou weet dit gaan donderdag die 25ste baie lekker, Desember man. wees. Wel, dit is presies wat jy onthou. Soos ek en Pieter onthou ons moment, jy onthou jou moment. So dan het Gen Z gaan daar ry in sy kar. Ja. Die sê gil net langs so getouch net en dan het hulle 'n diep gesprek gehad oor die lewe of iets en dan gooi net vir Elsie ring so trim my. Okay, dan en dan Okay. dit is die ring. Hierdie ring is op. So Alright. wat sê ek dan? Hy's nee. Nee. Of nee, hy gaan sê, hier is die juwelierswinkel, trek af, ons moet 'n saam die ring kies, ja. Hoe het julle die ringe gekies en ontwerp gebaseer op wat julle vroue van hou? Lotie het die ring ontwerp want ek weet sy moet hom ons maar elke dag dra en toe was die verrassing net wanneer gaan ek nou uiteindelik die ring uithaal en vir haar gee. Ag, dis Ons kom uit dieselfde generasie uit. Jy sien. Ja, presies dieselfde. So die ontwerp was weer eens deur haar wat sy wou gehad het. Obviously ons het die beursie gebruik, ja.
en ek en Pieter en dan het die opwagtende maar gewag. So die ring was daar, so dis in die agterkop en dit is wat daai excitement maak. Ons weet ons gaan verloof raak. Ja. Dit is daai van maar wanneer. Was die timing. En dit is alles joune. Jy weet so jy loop met daai verwagting rond. Dit is by trou man. Jy weet maar when is the moment. Ja. Jy weet en dit gaan nie so ja. En hoe het hulle seker gemaak die ring is die regte grootte? Loot jy het saam met my in die winkel ingestap as ek reg kan onthou. Sy moes haar vinger gaan toets en that's it. Ek is eendag van daai ringe gegaps. Ja, dis wat Chris gedoen het. Hy het ek het altyd 'n ring gedra wat my ouma vir my gegee het en toe het hy nou net daai ring gevat en na die juwelierswinkel gevat. Ja. Julle is nogal cute, né? Nee? Ag sê dit, luister my vrou, luister mooi. Julle is nogal cute. Daar's my vriend. As hy. High five. Net so cute soos julle. Dankie. Pragtig. Baie dankie. Kyk net hoe cute staan sy daar in 'n Ek sê ek kan nie meer wag nie. Ja. Sy sit in die opwagting. Wow. So wat sal jy vir kies? 'n Gen Z verloving Yes, of goeie vraag. Lekker. Ek hou daarvan dat dinge in die geheim moet gebeur. Daai oomblikke moet spesiaal en intiem wees, maar nou dink ek julle wil graag deel daarvan wees. So miskien moet dit dan hier op stel gebeur. Wat dink julle daarvan? Dan is ons hier, jy hoef ons nie te nooi nie, alles Wink is wink, gereël. just saying, wink wink. Onthou julle kan ons volg op sosiale media, dis baie maklik. Jy gaan net daar na die Facebook bladsy of die Instagram bladsy toe en so en jy like ons, jy volg ons en jy maak seker dat jy op hoogte bly van wat ons alles hier doen, ook agter die skerms, né? Net hierna gaan ons verder gesels, 'n hele propvol program wat vir ons voorlê. Bly jy net waar jy is. Goeiemôre, good morning. Hier raak die dinge net nog lekkerder. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Skuins na 6, goeiemôre, good morning. Nou ja, voor jou troue is dit mos gewoonlik vonkelwyn, maanskyn en rose. Maar voor jou oë uitvee is die witbrood verby. Jy sit lekker vir my en glimlag hier langs my. En dan is dit net swart koffie en das al smel. Ons gesels nou met tweelingsissies en hierdie een gaan dubbel so lekker wees. Vanessa en Ursula, hulle is hier. Vanessa, wat is jou regte van Foster? Ja, ek wou nou net sê julle deel nie nog dieselfde van ook nie, né? Maar Vanessa Foster en Ursula Miller is hier, direkteure van Let's Escape, 'n maatskappy wat aktiwiteitsboeke saamstel wat paartjies help om die vonk terug in hulle verhoudings te sit. Net so. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, dankie julle, dankie dat ons hier kan hê. Dis baie lekker. Nou, wat het julle laat besluit om hierdie besigheid te begin? Wel, soos julle vroeër gesê, die Gen Z het heeltemal wegbeweeg van goeders af, jy weet. So ons het 'n paar jaar terug het ek en my sussie en my maale
deur fotoalbums gegaan. Goeders wat obviously glad nie meer bestaan nie. En toe sê ek vir my ma, ons moet dit weer terugbring want alles is op selfone. Niemand kyk meer deur fotoalbums nie. Mense is te bang om bietjie te ver te gly en dan sien jy per ongeluk iets wat jy nie moet sien nie. En toe sê ek nee, maar kom ons bring ietjies dit weer terug. Jy weet die ou goeders wat ons mee groot geword het en geniet het. En dis toe Let's Escape begin het. En dis is daai tasbaarheid is vir my lekker. Dis amper soos die musiek. Musiek en alles is net digitaal beskikbaar, maar ou soek nog steeds iets tasbaar. Ja, ou plaat miskien ewen. Ek het eintlik verlede jaar een van julle boksies ontvang. Ja. En dit is soveel pret. Verduidelik vir mense wat nou nie weet nie, hoe werk Let's Escape? So Let's Escape basies is 'n boek wat jy kry, dit mense dink is 'n storieboek, maar is eintlik 'n boek wat jy kry wat onthou daai ou, as ek die Engelse woord mag gebruik, lotto kaartjies wat jy oop kom krap en dan aan die binnekant van die boek wys dit daar vir jou aktiwiteite wat jy kan sien. Sê die prentjie wys vir jou dit moet 'n buiteaktiwiteit wees. Dit gaan elke mens onthaalwe 10 minute vat en jy moet kom ons vat 'n bietjie jappie saamvat om dit te mag doen. Dan kyk jy jou tyd dan sê jy wag, ek het so 'n bietjie tyd om met my beter helfte te gaan spandeer. Dan krap jy daai aktiwiteit op en dan begin jy eintlik die aktiwiteit self te doen. En as jy nou klaar die aktiwiteit het en dan neem jy 'n lekker foto van jy en jou beter helfte, plak hom in die boek en dan skryf jy sommer daar, weet jy, dit was eintlik lekker. Ek het my weer my verstaan hoekom ek met jou getrou het. Eintlik hoekom ek met jou lief is. Ja. So was hierdie iets wat julle nou maar self op die proef moes gaan stel het om te sê hierdie aktiwiteit, hoe doenbaar is dit, hoe uitvoerbaar is dit? Ons het gelukkig 'n paar idees gesien van ander mense wat ook baie sukses gehad het daarvan en 'n paar van ons eies uitgedink om te sien of dit ietsie is wat mense kan doen. Dis nie normale ons gaan uit eet, ons gaan 'n glasie wyn drink tipe eet ding nie. Dis bietjie spontaan, bietjie gaan uit en doen heeltemal iets anderste. En hoe was dit toe julle dit nou gedoen het? Dis regtig pret. So ons het die aktiwiteit gedoen waar jy soos 'n gediggie moet skryf van jou persoon en dit was ongelooflik spesiaal. En die ding is ook ons het 'n natuurlik dit was my geskenk hierdie boksie, maar dit was so lekker om dit net as 'n memento te kan hou. En dit is iets wat vir ons baie spesiaal is. Julle is besigheidseienaars, julle is tweelingsissies, julle werk om hierdie ding van die been af te kry en dat meer mense hierdie Let's Escape ding doen and that they do want to try and escape. Hoe kry julle dit reg om julle besigheid te ran en nog steeds die Let's Escape leefstyl toe te pas? Doen julle dit self? Ons doen, my man is eintlik my man is bietjie 'n skaam mens. Om hom uit sy dop uit te kry is maar partykeer interessant, maar dis vir hom ook goed om sy persoonlikheid te ontdek ook, want ek bedoel ek het hom so 'n bietjie uit sy dop uitgebreek. So ons het nou reg het ek en my man en my kind eintlik vir een van ons video's mis ons pizzas gemaak het en ek het hom eintlik vir die kamera gekry en ek dink hy's beter voor die kamera as ek. Dit was eintlik vet pret. My kind onthou dit nou nog. Sy sê elke keer as sy dit sien, as praat sy van die oom wat dit vir ons gemaak het. Sy sê oom John Luke. Ek sê ja, my kind ons het hierdie video eintlik gemaak om dit mekaar te ontdek. Maar dit was verskriklik pret om dit saam te mag doen. Hy klink na die introvert. So julle het julle Let's Escape aantjies of so dalk 'n piknik sommer in die agterkant in die tuin van die huis probeer goed. Hoekom dink julle is dit belangrik vir paartjies om net weer bietjie so dinge saam te probeer en saam te doen? Die lewe is moeilik genoeg en belangrik, te besig. Jy weet, ons het vroeër gister gepraat daarvan hoe mense eintlik die hele tyd sê dat jy weet nie wat is vanaand eet nie. Die eeue oue vraag van wat eet ons vanaand? En dis waar ons nou gedink het, mense, wat doen ons vanaand? Wat gaan ons iets anders te doen? En toe dog ons, wel, hier is vir jou boek. Hier's 50 idees. Krap een oop, sien wat jy gaan doen. Hou dit bietjie iets anders te. Wees spontaan, kry jou man bietjie uit sy netedop uit en kry net iets anders te gedoen, ja. Ek dink manne die hele tyd uit die netedop uit. Maar dit is vrouens. Dit is ook vir my so lekker en so nostalgies dat 'n mens daai dingetjie kan oopkrap soos die bietjie van 'n scratch card. Wat is mense se reaksies op Let's Escape en die boksies in die boek? Ja, hulle mense love dit om eerlik te wees. Hulle het nog Suid-Afrikaanse mark is nog bietjie skaam om uit te kom om te sê dit op die internet, maar hulle is op elke boodskap wat ons gekry het, sê die mense, hulle het nie gedink hulle kan soveel pret hê met so iets klein soos 'n om sê maar in 'n drive-through te gaan sit en dan moet jy die kos bestel wat die ou voor jou bestel. Met byvoorbeeld as Roxanne daarvoor gestaan, jy weet jy is Roxanne het 'n double wat ook al bestel. Nou moet jy dit sommer ook nou eet, dan dink ek maar hemel, ek het nooit dit al probeer. Kom ons dit is eintlik heel lekker. En mense sê dit is verskriklik lekker want dit is heeltemal uit die norm uit wat jy altyd probeer. Ek is mal oor hierdie idee want dit bring 'n ou regtig terug. Dit laat my dink aan my hoërskooldae en hoe jy die girls wou bederf of die girl wou bederf.
Ek terug by die hedendaagse tyd oor hoe ek gevry het na my vrou en hoe ek romantiese dingetjies ook gedoen het. Hierdie is net vir my. Man, ek kan nie wag nie. Ek wil ook escape. Ja, dit is regtig 'n fantastiese idee. Ek wil vir julle ook vra, dit is regtig amper soos jy herontdek jou eggenoot of jou boyfriend of dit is en leer goed van hulle wat jy nooit geweet het nie. Ja, 100%. Ja, dan kom jy agter jy's eintlik 'n nice ou. Dit het my 20 jaar gevat om dit agter te kom, maar eerder dit agterkom deur iets soos Let's Escape as wat jy sê, "Oh, hierdie is nou klaar daarmee heen. Ja. Ons skuif aan," want dit gebeur ook te maklik dink ek vandag nie. Skeisyfers is hoog en dis die ding, ons probeer mense weg te kry om te sê ons daar's nie meer hoop nie. Daar is hoop, daar sal altyd hoop wees. Wees bietjie jonk, wees bietjie weer lesbiet anderste en dis wat ons nou ingebring het. Waar kan mense die Let's Escape boeke en die boksies en goed in die hande kry? Dis lekker. So op ons webwerf is dit www.letsescape.co.za. So dan kan jy hele klomp goeie sien. Ons het ons boks wat ons Let's Date noem, wat eintlik 'n date in 'n boks is. Want sommer klaar alles vir jou opgestel. Jy het letterlik net nodig om die boks te gaan koop en dan gaan jy. Ja. En dan het ons boeke ook wat jy kan bestel. Tik jy goedjies in en dan stuur ons dit vir jou. Jy's binne 2 dae by jou. Dames, dankie. Hierdie is lekker. Yes, Ek gaan dadelik in. Ongelooflik baie dankie. Dit is Vanessa Forster en Ursula Müller van Let's Escape. Ons praat nou verhoudings en ek dink daar is 'n verhouding wat regtig nie gered kan word nie. En dit is wanneer Thys en Arnold oor rugby gesels. So bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir ons sporthoogtepunte. Jy kyk, goeiemôre, good morning. Goeiemôre. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutiek.co.za. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Half 7 op 'n donderdagoggend, jy kuier saam met ons. Goeiemôre, good morning. Nou ja, jy moet ook asseblief die QR-kode op die skerm skandeer. Gesels saam, laat weet 'n bietjie van jou. Gaan like ons Facebook-blad en al daai lekker sosiale media dinge, dan word jy deel van die Goeiemôre, good morning span. Okay, ek gaan nou maar skeieregter moet speel want kyk, my vriend Arnold Geerts sit natuurlik weer hier links van my. Ons is hier om sport te bespreek. Aan die oorkant sit minister Thys van Sail en die twee, ou Matta, hulle kan lekker gesels. Jy hoef nie skeieregter te speel nie. Ek wil weer ons is gaaf
af met mekaar want nie een van ons spanne maak enigsins 'n indruk enige plek nie. So ons is saam in tematies. Julle weet gister het ek so lekker gesels saam met ons blou Marcel. Dit was 'n ongelooflike gesprek. Waaroor gesels ons vandag? Sokker, tennis, netbal. Daar's 'n hele lot. So luister, ons kan vir ewig praat. Ons gesels rugby en dan gesels ons vinnig golf en dan maak ons met tennis klaar. Eerste ding wat vir my regtig goeie nuus was, dis nou nog nie amptelik nie, maar dit lyk asof Eben Etzebeth se knie toe nou nie so ernstig is as wat ons gedink het nie. En John Plumtree van die Haie het na die wedstryd gesê hy was hoopvol dat dit net 'n erge stamp was en onthou ons het dit maandag genoem. En hoewel die Ospreys wedstryd sedert daardie wedstryd nog geen beseringsopdatering was nie. Hier is die goeie nuus. Op 'n nuuskonferensie het die jong flank James Venter gister gesê en ek haal hom aan. Ek dink ons sal redelik selfversekerd wees sonder Eben, want ons glo in die groep en ons het 'n paar goeie slotte soos Emile van Heerden en Corneille Raal, maar ek dink dat Eben skoongemaak is en reggemaak is vir die naweek se wedstryd. So dit wil vir my voorkom dis goed. En dis nie net vir die Sharks môre aand nie. Dis natuurlik vir Suid-Afrikaanse rugby en dis belangrik dat hy was so lank afgewees dat hy weer begin skerp raak vir die rugby wat kom. Ja, maar is dit nie dalk die nodige ding om hom dalk te gebench dalk hierdie naweek? En laat hy dalk net so 20 minute speel, dalk net stadig weer terugkom en dan juis 100% reg is vir die besigheidsend van die kompetisie. Ek dink dis 'n gesprek wat hy in John sal hê, hy en Plum, en hulle sal moet besluit wat hy wil hê, want hy's oud genoeg en hy's lank genoeg in die besigheid om te weet. En dis interessant, ek het net vanoggend weer gaan opkyk. Jy weet Tim Noakes het 10 jaar terug gesê die spelers moet net 14 weke speel. Dan moet hulle rus. En dit het opgekom na 'n hele paar ure se spel, maar hy het gesê daarna gaan jy beseer raak. En elke keer is hy reg bewys. So ek dink dis 'n gesprek wat die twee ouens met mekaar sal moet hê. En as Eben voel hy wil net die laaste 30 minute speel, dan teen is dit wat Plum sal sê hy moet doen. Wel, ek dink jy moet 'n paar oproepe hierna maak, hoor. Dan die PGA kampioenskap begin vanaand. Ek vir een kan skaars wag. Dis 'n wonderlike kampioenskap. Dis by Quail Hollow. Dis 'n baan wat die spelers goed ken want is elke jaar 'n stop op die PGA toer. En daar's 6 Suid-Afrikaners wat speel, maar net voor ek by hulle naampies uitkom, hier's 'n interessante ding. Gary Player is die enigste Suid-Afrikaner wat nog die PGA kampioenskap kon wen. En dit wys jou net hoe fantasties hy was. Dis net so 'n sidebar, your honor. Die 6 spelers wat speel is Erik van Rooyen, Christian Besuidene, Dean Burmester, Tristan Lawrence, Gary Kihugo en Daniel van Tonder. En almal van hulle, behalwe miskien Jong van Tonder wat nog nie gereeld daar gespeel het nie, het almal baie goeie vorm. Tristan speel goeie golf, Gary het so 'n paar weke terug gewen, Erik van Rooyen het amper 2 weke terug gewen en dan Christian Besuidene weet ons is 'n soliede speler en Dean speel net so goed. En Scottie Scheffler is natuurlik die wêreldnommer 1. En hy het gister by die nuuskonferensie by die PGA gesê toe hom vra oor sy momentum, toe sê hy ja natuurlik want hy 2 weke terug gewen en hy het met 'n massiewe 8 houe gewen oor ons eie Jong van Rooyen. Toe sê hy dit sal onnoosel wees om nie te dink dat momentum jou help om in so 'n toernooi in te gaan nie. Maar terselfdertyd het hy gesê elke toernooi is 'n nuwe begin, dis 'n nuwe bladsy. Ek vergeet van wat verlede week gebeur het en dan vat ons dit van daar af. Net voordat jy aangaan oor die golf, onthou jy ons so in die week of verlede week gepraat oor die cricket en die sterre wat so hulle verskyning maak 19 jaar oud en so. Ek is seker dit gaan ook nie meer te lank wees, nie 100 jaar nie. Dan gaan iemand Gary Player se naam van daai bordjie afskryf en sê nog 'n Suid-Afrikaner wat hierdie mylpaal kom. Kom ons hoop so. En dit behoort so te wees want ons het meer as genoeg talent om dit te doen. Natuurlijk. Die PGA kampioenskap is egter 'n moeilike een. Hulle maak die baan so moeilik as moontlik in Quail Hollow. As jy hom in die rieveld inslaan, dan is dit moeilik. Die naam klink sommer vir my ja, presies, intimiderend. Baie intimiderend. Jy het gepraat van momentum, so kan ek maar die Liberty vat. Ek vermoed van Tonner gaan definitief in my opinie dalk 'n top 10 einde hê. Dit kan interessant wees. Jy moet die bal baie reguit van die golf afslaan by Quail Hollow. En ek weet nie altyd of hy kan hom bietjie verloor by tye, maar kom ons sien. Ek hou styf tye vas. Laastens tennis. Coco Gauff het nou gister tot die halfeindronde van die Italiaanse Ope deurgedring deur Mira Andreeva in skoonstelle met 6-4 en 7-6 te klop. En dit beteken dat sy nou na hierdie naweek by die Foro Italica in Rome sal sy nommer 2 op die wêreldranglys wees. En dan gisteraand Carlos Alcaraz het vir Jack Draper 6-4 en 6-4 geklop en hy is deur na die halfeind toe. En vanaand is dit die laaste van die kwart einde, dan is Yannick Sinner wat na sy 3 maande sy verbanning terug is en hy speel teen die 60-gekeerde Casper Ruud. En dis regtig ook iets om regtig na uit te sien. En dan ons kan teruggaan rugby toe. Hierdie naweek is vir ons almal bitter belangrik, want
ek weet jy is nou nie so bekommerd oor jou span nie, want dis verby. Ek bedoel 'n tweede span kry. Ja, 'n tweede. Maar ek kan jou help. Ja. Jy wil ook help, nee. Ja, ek sal beslis, maar ek weet hy sal nie nou hy span wil kyk nie, want ons speel nêrens. Ons speel nie eers meer in die Otjo Barongo onder 21 uitdagreeks nie. So dis maar as jy nou 'n tweede span wil hê, ek moet jou sê, kom ons gaan net weer gou terug. Marcel Coetzee was so indrukwekkend. Baie lekker. Eers hy het so lekker met jou gesels. En wat dit wys vir my, daar's dinge in daai span wat regtig reg is. Goeters is regtig besig om te gebeur en Jake White het ongelooflike goed daar gedoen. En dan praat ons oor die Stormers en die Stormers môre aand kan werklik waar hulle kan stake their claim en hulle kan sê dis nou sulke tyd. En dan natuurlik die Sharks. Ek hoop net dat dit op een of ander manier uitwerk dat ons nie teen mekaar hoef uit te speel voordat ons in 'n eindstryd kom nie. Want dit sal vir my jammer wees. Ek wil bitter graag hê dat dit uitwerk dat ons dat dit twee Suid-Afrikaanse spanne in die eindstryd. In die finaal dit sal fantasties wees. Wat sê die boekies tuis? Jy's ons altyd op die boekies. As ek dit so gaan kyk, die Bulle se pad is makliker as die ander spanne. So dat hulle in die finaal kan kom definitief, maar aan Leinster kant is 'n moeilike pad vir die Stormers en natuurlik die Sharks, maar Munster kan ons dalk 'n guns doen. Jy weet, in Leinster uitsit en dan is dit daar definitief 'n Stormers, Bulle final Loftus. Ja. Nee, wel jy weet, ek hou duim vas vir daardie ene. Soos verlede naweek ons gewys het, enigiets kan gebeur. Uit die bloute uit daar klop Bennett in een van die gunstelinge in hulle behoorlik afgerond. Dankie vir daai guns. Maar ja, presies, maar behoorlik. Laaste gedagte, nou dat dit die PGA is, die groot Ben Hogan wat volgens meeste van die wat hom ooit gesien speel het, die beste ballstriker van alle tye was. Net iets om oor te dink soos ons in die naweek ingaan het gesê, if you can't outplay them, outwork them. En op daardie stukkie wysheid sluit ons hierdie week se sportgebeure en nuus af. Annie, baie dankie. Ek weet jy gaan 'n bedrywige naweek hê. Ons gaan 'n opwindende naweek hê. Dit gaan baie lekker wees. Kan nie wag nie. Weet waar jy ook jouself gaan bevind. Lekker voor die kassie, voor die draadloos of sommer net daar op die sportveld langs die rugbyveld. Bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir ons wins of verlies insetsel. Goeiemôre, good morning. Die tyd is nou so amper by 20 minute voor 7.
Dit is tyd om geldsaake te bespreek met niemand anders nie as ons eie minister van Finansies, Thys van Sail. Wins of verlies, Thys? Ja, dit is lekker om hier so te wees. Jy weet, so laat ons sê vanoggend Pieter, 4:15, 20:05. Ja, is dit 5 uur se kant. Lekker laat julle twee. Liks. Ek wil vir julle dames vra, hoe laat staan julle op in die oggende? 3 uur. Regtig. Ek staan tussen 2:30 en 3 uur op, ja. Dis commitment, hè? Yes. En hier is ons nou. En hulle gaan slaap nie noodwendig 10 uur vanmôre. Vat 'n ysbad en dan's lê. Hoorie, so ons gaan 'n bietjie gesels. Ons het 'n paar artikels wat ek uitgehaal het by Bloomberg, rondom wins en verlies. Eerste gesprek hier sommer lekker saam met julle Uber. Okay. Wie van julle gebruik Uber of wie het al Uber gebruik? Ja, ons almal het. Maar algemene ding. Dit is maar nou selfs 'n werkwoord. Ons gaan so toe Uber. Ja, Uber sien toe Uber terug. Ja. Dit is so eenvoudig as dit. So nou daar's baie kompetisie soos met enigiets soos byvoorbeeld wat tech het. Soos wat Bloomberg basies weet nou 'n artikel gedoen het en wat hulle basies sê het dat hulle moet nuwe innoverende maniere kry, jy weet, om weer hulle gewone kliënte wat nou nie meer hulle kliënte is nie, weer terug te win. En ek dink ons kry daai tendens in Suid-Afrika ook om te sê ja, ons het Uber, maar ons het 'n klompie ander dienste wat ook bygekom het wat in my opinie nie noodwendig 'n negatiewe ding is nie. En so met ander woorde, hierdie goedjies is besig om te gebeur, maar die noodlot vir Uber hier was gewees is dat hulle tariewe moes aanpas met ongeveer 50% om net by die kompetisie te kan byhou. So jy het monopolie en dan moet jy jou pryse aanpas met 50% basies jy weet om by die kompetisie te hou. So met ander woorde, as die kompetisie 50% reeds goedkoper is, wat jou winsmarges wat 'n Uber byvoorbeeld gemaak het. So die lekker deel daarvan is weer eens om te sê disruptive tech. As jy gaan kyk, is dit eenvoudig om te sê, maar hy maak nou 'n klomp geld, so met ander woorde cash hom in. Is 'n goeie aandeel om byvoorbeeld ook aan te behoort of 'n private belegging byvoorbeeld daarin te stoot, maar daai goedjies het maar alles 'n raktydperk en dan sluit basies weet dan maar net afkom en hy sal homself dan maar stimuleer op 'n ander manier. Wat jy daai woord stimuleer. Ek dink is amper die verkeerde woord om te gebruik met 'n aandeel, maar ons gebruik dit, stimulerende aandele. Okay. So as ons weer eens nou die volgende storie gaan kyk na private credit. So met ander woorde, private credit is tipiese tipe van 'n model wat jy gaan gebruik om byvoorbeeld 'n nuwe opgeboude tipe van maatskappye in te kan koop. So hierdie tendens is nie 'n nuwe ding in die Suid-Afrikaanse mark of in die internasionale mark nie, maar hy is so groot soos $1.6 triljoen. Okay. So daai is 'n magdom van geld. Okay, en dit lê in privaat sektor hande. Okay. En hoe dit dan byvoorbeeld werk is, jy kry byvoorbeeld 'n general partner wat natuurlik jy weet jou finansiële instansie sal wees of 'n fondsbestuurder sal wees of 'n konsortium of wat soms sal wees wat basies weet jy administrasie hanteer en natuurlik die deal setting, die deal stack sal bou en natuurlik na die maatskappy kyk ook na die tyd. En dan kry jy limited partners. Okay, en jou limited partner is byvoorbeeld nou waar jy byvoorbeeld inkom Elsa en jy sê luister, ek het R1 miljoen, so met ander woorde, hierdie konsep maak vir my sin, dit's 'n nuwe tech wat sal maatskappy, so met ander woorde, ek gaan in hierdie konsortium in belê in private credit en basies weet het ek 'n verwagting van X. So met ander woorde, die private credit mark het op hierdie stadium so groot geword, jy weet dat dit 'n tendens veroorsaak dat klein en medium maatskappye byvoorbeeld eerder daar sal gaan krediet aansoek doen plaas voor wat hulle byvoorbeeld na 'n instansionele bank toe sal gaan. Want terme is baie keer meer favorable en as op die einde van die dag kyk op default is daar meer favorable terms en natuurlik as ons ook gaan kyk uitbreiding en jy het skin in the game. So met ander woorde dis baie belangrik. Waar 'n bank sal byvoorbeeld nie altyd skin in the game hê nie, hy sal byvoorbeeld collateral vat, maar waar byvoorbeeld 'n privaat kredietmaatskappy sal sê okay, ek het self ook ekwiteit binne in hierdie maatskappy. So ons is vennote in hierdie maatskappy. Dan kry jy natuurlik privaat ekwiteit wat 'n heeltemal 'n ander tipe animal is waar ons gaan kyk private credit, private equity. Private equity is natuurlik iets waarvoor ek baie meer lief voor is, want daar is absoluut 'n baie skin in the game en jy is heeltemal deel van die wat se organisasie. Jy kan saam besluite neem en die veiligheid daarvan is daar's altyd 'n bate. Waar private credit baie keer nie 'n bate sal hê nie. So met ander woorde dan het jy altyd daai ding van jy kan kapitaal verloor. Okay. Die volgende berig bietjie waarna ons gaan kyk is natuurlik China. Die dinge raak warm. So ons het nou oor die naweek gesien, daar's natuurlik 'n baie groot span wat in China toegeken is om met die Amerikaanse amper sê ambassade of ek het nou net ambassade gesê, ons gaan maar net by dit, maar dis nie die ambassade nie, wat by die Amerikaanse rondetafel natuurlik geonderhandel het op die tariefverhogings van ongeveer 120% wat voorgestel was. Dit lyk vir my of hulle nou by 'n pause plug and play gaan uitkom van ongeveer so 30%, maar dit is natuurlik nog steeds baie negatief vir die klein en medium
maatskappye in Amerika wat natuurlik invoer en uitvoer onafhanklikheid het. So met ander woorde, daar's nog 'n klein bietjie stoei wat rondom die tafel gebeur, maar die feit dat China opgedaag het met 'n A-span is definitief, dit is net eenvoudig die proef is in die pudding, om van 120 na 30 toe te gaan, en daar's nog steeds 'n klein bietjie, kan ek dink, waar hulle nog mekaar kan vind, maar andersins dink ek gaan hy draai by 20-25% my projeksie, met sekere watsaamlyne wat heeltemal uitgesluit sal word, wat glad nie tariefverhoging sal opgeplaas sal wees nie. Baie interessant natuurlik is 'n ou bietjie vir Donald Trump dophou, waar hy rondbeweeg in hierdie week, is hy by Saudi-Arabië, hy's natuurlik by die Emirates, by Dubai, en natuurlik die wat is dit? Elsa AIE, AIE. Ja, hy is daar. Ja, die Verenigde Arabiese Emirate. Sy, dankie julle. Hoor, ek is so goeie kollegas. So met ander woorde, hy is 'n bietjie daar besig met 'n klomp soeks en 'n klomp dinge, en natuurlik met 'n klomp prinse, en dit lyk vir my of hy daarso baie klompie tegnologiese transaksies aangaan. So met ander woorde, miskien is die Midde-Ooste die volgende wat saam China tot 'n groot maat, en ons moet ook nie vergeet van Indië, Pakistan, en natuurlik jy weet in die Europese lande soos byvoorbeeld die UK, daar's ook 'n klomp deals daar ook gemaak. So ek sal relatief positief waarmee Donald Trump nou besig is in die rigting waar hy nou ingaan. So met ander woorde baie aggressief begin, maar as ou gaan kyk, nou maak hy deals, en ek dink ja, dit is wat Donald doen. Hy maak deals, en die wêreld is oop, en ek dink ja, sy taktiek is nie altyd wat snaam so 'n bietjie wisselvallig, maar he gets the job done, en ek dink ja, vir die algemene man op straat en vir ons ook as Suid-Afrikaners, en natuurlik Cyril Ramaphosa wat ook 'n draai daar gaan maak in volgende week, dink ek kan daar net positiwiteit uit hierdie ding uit wat sal ontspring. En dit is natuurlik vir my wins en verlies. Jy weet 'n paar artikels en goedjies wat impakte kan maak op jou besluite, en natuurlik weer eens, hier is my opinie. As jy my advies wil hê, maak jy 'n afspraak met my en dan gee ek jou advies. Kees, jy kom asof jy gestuur is, want ek wil nou net jou opinie gevra het oor iets, want ek het nou nie nog 'n afspraak gemaak by jou nie. Die stand van dinge nou met baie Suid-Afrikaners finansiëel is, mens wil oral geld spaar waar jy kan, en 'n groot plek waar jy eintlik geld kan spaar is op jou motorpaaiement. Maar daar is iets soos 'n reswaarde wat regtig kan lyk asof jou paaiement bietjie laer is, maar dan aan die einde van die dag betaal jy eintlik soveel meer vir daai motor in die lang termyn. Wat is jou opinie oor reswaarde en motors? Ek dink kom ons begin by daai woord ballonbetaling. Jy weet, so ek myself het ek al 'n ballonbetaling gebruik in my finansiering van motors oor my tydperk van finansiering. Ja, ek het al. Maar jy het veral toe ek jonger was en veral toe ou nou maar bietjie jou uitgawes baie meer moet sny. Nie dat ek dit nie sny nie, jy moet nog steeds alledaags. Maar ek bedoel, kom ek vra die vraag terug na julle drie toe. Het julle al ooit 'n ballonbetaling gemaak? Ingewerk? Ja, absoluut. Maar het julle dit verstaan? Jy weet, soos wat dit aan jou verduidelik was. Ek dink nie ek was ingelig genoeg gewees om dit te verstaan nie, want dit is nogal 'n ingewikkelde proses, want jy sê net, o, my paaiement gaan R4,000 wees, en dan aan die einde van 4 jaar moet ek net R40,000. Jy dink nie so ver eintlik nie. Jy dink nie so ver vooruit nie. Kyk, die kort en die lank is, as 'n ou voertuig gaan koop, die beste ding wat jy moontlik kan doen is om altyd ten minste 'n deposito te probeer neersit. Want uit die aard van die saak, jou transaksietydperk, kom ons sê is 5 jaar, is daar 'n rentekomponent wat moet terugbetaal word. So met ander woorde, hoe minder jy leen, hoe minder rente gaan jy terugbetaal. So dit is eenvoudig so vir dit werk. Maar as jy nie 'n deposito het nie, dan kan jy byvoorbeeld, en 'n deposito maak ook jou paaiement outomaties minder van dag 1 af. So as jy byvoorbeeld nie 'n deposito het nie, dan kan jy byvoorbeeld ingaan op 'n ballonbetaling en sê, maar kom ons werk my deposito byvoorbeeld agteruit. Okay, soos byvoorbeeld 'n 20% ballonbetaling of wat jy ook al dan nou vir kwalifiseer, wat ook al die geval mag wees. So dan word dit nou kry jy die voordeel van byvoorbeeld ek betaal minder. So ja, soos wat die voorbeeld wat ons gemaak het in die Moneyweb artikel, het ons gesê ja, daai persoon betaal R1,000 minder as sy broer wat R1,000 meer betaal. Die een het 'n ballonbetaling, die ander een het nie 'n ballonbetaling nie. So as ons 'n illustrasie hier agter kan gebruik, jy weet net om vir julle op 'n prentjie te wys. Ek is maar 'n prentjie mens. Op hierdie stadiums kan die sonnetjie vir jou baie daar. Nee. So as genoeg sy agter my is, dan kan ons dan daar's jou ballonne. Ja, kom ons pop hulle. Nee, dis 'n ander prentjie. Alright, so as hy opkom sal dit gaan as sy. Alright, so basies jy weet is dit so eenvoudig soos dit. Jy gaan byvoorbeeld hierdie gedeelte van jou voertuig in die finansier. Okay. Hierdie gedeelte van jou voertuig basies word in 'n ballon geplaas. So jy finansier hom eers wanneer jou eerste afbetalingstransaksie klaar is, dan basies weet dan moet jy met 'n lomsom met jy basies daai ander betaling nou gaan maak. Okay. So met ander woorde die voertuig
voertuig word nog steeds nie joune nie tot die laaste betaling gemaak is. So nou sit jy dan 5 jaar en jy sit in 'n tendens van ek sit dalk met 80,000 wat ek nog addisioneel moet betaal, maar die ou wat sommer R1000 ekstra betaal het wat nie 'n ballonbetaling vat het, dit word sy voertuig. Okay. Nou hierso is dit nou. Okay. So as ek byvoorbeeld vandag R1000 wegsit vir die volgende 5 jaar in 'n belastingvriendelike wat s'n plan tax-free savings plan. Okay. Met hierdie voorbeeld wat hulle op Moneyweb geskryf het, so ek het R1000 per maand. Dan kom ek ongeveer uit na 5 jaar dieselfde termyn by omtrent 110,000. Okay. Nou ek moet dan net 80,000 terugbetaal, so met ander woorde ek sit met 'n addisionele R40,000 in my sak. Okay, waarmee ek 'n volgende deposito mee kan gaan betaal. Nou, die ander kant van die saak is natuurlik, gedurende die tydperk, kom ons sê jy kom by 36 maande uit en jy val in 'n baie slegte plek. Nou moet jy basies jou kar gaan verkoop want jy kan hom nie meer bekostig om korttermyn skuld te delg nie, maar nou het jy hierdie finansieringsplan of hierdie spaarplan wat jy kan uithaal, jy betaal minder en jy kan nog jou voertuig hou. So weer eens, dit hang af hoe jy daarna kyk. En as jy R1000 minder gaan betaal, sit dit dan net in 'n wat soms spaarplan scenario. So met ander woorde, ja, is dit lazy of is dit wat soms slim, soos vir die artikel sal verwys. Ek sê ja, as dit lazy is, slim is dit slim. Maar daar's nie te veel fout met 'n ballonbetaling as jy dit gaan reg bestuur nie. Ja. Luister, ek wil net sê hierdie verdien nee. Hy verdien nie. Julle gesien hoe sy in die mode in. Daar's hy, crowd cheer. Julle kon nou knoppie opspoor. Nou onthou, jy kan ook op Goeiemôre, Good Morning adverteer. Ons sal jou later meer vertel, maar intussen kan jy ingeskakel bly vir die res van die program net hierna. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. ACDC Express. Everything electrical. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency.
Rian Grobler is 'n man van vele talente. Hy is 'n bekende radio-omroeper, TV-aanbieder, vervaardiger, akteur en sanger en dan skryf hy ook nog. Sy debuutroman Geheime op Philadelphia het lesers honger gelaat vir nog. Wel, hier is dit nou, want hy is hier om te gesels oor sy nuutste roman, Hospitaal Weltevreden. Aangename kennis, Rian. Lekker om jou te ontmoet. Selfde, dit voel soos die ou dae. Nee, ek grap sommer ons stap nou al 'n lang pad saam, so lekker om jou hier te hê. 'n Hospitaal Weltevreden sonder nou om iets weg te gee, want ek weet skrywers is gewoonlik baie geheimsinnig, maar waaroor gaan dit as jy dit net vir ons moet opsom? Dit speel af in 'n fiktiewe hospitaal in Pretoria, Hospitaal Weltevreden, en dit handel oor 3 groot karakters. Dr. Annemart Kokemoer wat so 'n bietjie 'n arm lewe gehad het en sy het self uit hierdie leefstyl uitgestyg saam met haar ma. Dan is daar Dr. Louise Trudeau wat die onkoloog van die hospitaal is. Nou sy glo net in wit en swart. Sy glo nie in die Here nie en sy ontmoet toe 'n pasiënt Petru wat nou net die teenoorgestelde is en hulle twee begin koppe stamp en Petru laat haar 'n bietjie dink. Dan is daar Rensha, die hospitaal se sielkundige. En sy het 'n baie moeilike pasiënt wat sy elke week sien. En uiteindelik maak sy vordering met hom totdat sy een oggend wakker word en in 'n vreemde plek. En die lesers moet maar verder kyk wat verder gebeur. Dit was nou net genoeg. Klink soos 'n lekker drama man. Ek hou daarvan. Ja, dit is baie dramaties, maar dit is ook komies. Ek moet sê daar's komiese goed ook. Rian, met soveel veertjies al in jou hoed, jy weet, wanneer het jy agtergekom met hierdie passie en liefde vir skryf? Pieter, ek het al op skool begin. Ek dink ek moet my onderwysers daarvoor dankie sê. En staan 5 my juffrou Snyder. Sy het vir my gesê jy moet nooit ophou skryf. Ek sal nooit vergeet nie, sy het 'n opstel van my gevat en sy het gesê moet nooit ophou skryf nie. Wow. En in matriek het juffrou Ina van der Merwe dit net verder gevat. Nooit het ek gedink dat ek werklik professioneel sal skryf nie. En toe begin ek sulke goed op Facebook skryf wat viral gaan, maar dit is sulke Rian Grobler moments. En toe vra die mense skryf 'n boek. Nou ek moet vir jou sê, toe ek besluit ek gaan 'n boek skryf, moes dit 'n roman wees. En ek het toe 'n kursus gevolg, 2 kursusse, die skryfnet kursus en ook by die South Africa's Writers College. En ek het my eerste manuskrip geskryf en van daar af sê hulle dit is geskiedenis. Nou, Ena Marie word uitgesonder as 'n gunsteling. Is daar 'n spesifieke verhaal wat vir jou persoonlik uitstaan? Yes, sy het so baie verhale geskryf. Maar as ek een moet uitsonder, is dit Dina van die Eike. Nou kyk, Ena Marie het altyd oor 3 goed geskryf. Sy het geskryf oor hospitale, sy het geskryf oor plase en sy het geskryf oor eilande. En ek het in Pietersburg groot geword of Polokwane nou. Nou dit is nou nie die grootste biblioteek nie en my ma het altyd Ena Marie gaan uitneem en dan na sy dit gelees het, sy dit aangepas vir my. Dis ek lief geraak het vir Ena Marie. En ek dink my skryfstyl is baie Ena Marie gefokus. So as jy die boek gaan lees, Hospitaal Weltevreden of dan Geheime op Philadelphia en jy het Ena Marie gelees, gaan jy definitief daar 'n goue draad deur sien. Dis wat ek wou weet, jy weet, want obviously skryf jy nou weer in 'n hospitaal milieu, maar dit klink vir my omdat jy aanhanger is van Ena, is dit ook maar omdat sy daar, dink jy dit is makliker net om 'n storie te skryf wat in 'n hospitaal afspeel, omdat 'n hospitaal word maar altyd geassosieer met siek, met swaar, en dan kan jy ligpunte daai uithaal of? Ek dink dit gaan alles oor die navorsing. Wat jy in jou navorsing kry. My navorsing lei my gewoonlik na 'n storielyn toe. Ek het baie navorsing gedoen met Hospitaal Weltevreden. Veral omdat ek dit so reël as moontlik wou gehad het. So ek het met dokters gesels, ek het met pasiënte gesels, en ek wou dit net so eg as moontlik gehad het. En dieselfde met Geheime op Philadelphia. Ek het ook 'n dokter daar geraadpleeg, want in Geheime op Philadelphia verloor die hoofkarakter sy gehoor en hy is hierdie bekendste sanger in Suid-Afrika. Jy kan nie sing, as jy sal weet, as jy nie gehoor het nie, as jy nie kan hoor nie. En dit gaan alles net oor navorsing. Geloof, kanker en liefde word beskryf as die temas in die boek. Is daar iets wat jou op hierdie temas laat besluit het? Ek het gaan sit en dink, wat is relevant tot vandag toe? Wat nou in ons lewe plaasvind. En kanker raak net al hoe meer, ons hoor net al hoe meer. Jy sien op Facebook, jou vriend het iewes skielik kanker, of 'n vriendin, of iets, of iemand het kanker. En saam met dit gaan geloof. Vir my
en ek dink baie vir pasiënte ook, is geloof 'n ongelooflike baie nou stry pad wat hulle loop saam met kanker. En natuurlik is 'n roman kan nie 'n roman wees sonder liefde nie. Daar moet so 2 of 3 liefdesverhale in wees. Nou, Rian, jou karakters is baie realisties. Is dit gebaseer op regte mense of Op beide my romans is dit gebaseer op regte mense. So ek sal vir jou kan sê Regard de Tooy wat in Geheim op Philadelphia is ek gaan nou nie name sê nie. Maar baie spesiaal in Hospitaal Weltevreden het ek met 'n vrou wat borskanker gehad het 'n pad gestap. En borskanker speel 'n baie groot rol in Geheim op Philadelphia. En ek het die pad, sy het vir my net gevra sy wil anoniem bly. En ek het die pad saam met haar gestap vandat sy gediagnoseer is totdat sy oorlede is. En sy's 'n maand voor Hospitaal Weltevreden uitgekom het, is sy oorlede, so sy kon nooit die boek gelees het nie. Maar sy was die karakter in die boek, sy naam is Petru en sy is Petru deur en deur. En ek dra graag dan die karakter Petru aan haar op. Vertel my net so 'n bietjie van jou skryfproses, want wanneer 'n mens jou sosiale media platforms dophou, dan sien 'n mens hy kan sommer in 'n koffiewinkel sit en skryf. Is dit nie vir jou moeilik nie? Ek meen party mense het mos daai spesifieke plek waar hulle kan sit en ek het ook 'n spesifieke plek wat ek op by skryf, maar dit is nie by die huis en alleen nie. Ek kan nie alleen sit en skryf en daar moet 'n geroesemoes om my wees. So ek het 'n gunsteling koffiewinkel in Brooklyn Mall hier in Pretoria en ek kry nie tyd om op Sondag te skryf. So ek gaan so 11:00 in die oggend gaan ek na die koffiewinkel toe en dan skryf ek al die pad tot so 6:00 toe. So ek werk om uit so tussen 3 en 6000 woorde vir 'n skryfsessie. Maar dit is lekker want jy hoor verhale. Nie dat ek sê ek's 'n peeping tom nie, ek is 'n afluister. Ja, jy luister af. Dis eintlik waar die inspirasie vandaan kom. Maar dit is lekker om te hoor wat mense sê en wat hulle doen en dit is wat in die boek moet saamgevat word, is realistiese karakters. Is dit vir jou lekkerder om hierdie tipe van skryfproses te doen wat 'n boek aanbetref of 'n roman eerder as 'n liedjie byvoorbeeld? Pieter is eintlik baie dieselfde. 'n Liedjie is net korter as wat 'n roman is. 'n Roman skryf jy maklik 3 maande aan. 'n Liedjie kan jy ook 3 maande aanskryf, hang af hoe goed jy of hoe gedetailleerd jy wil skryf. Maar 'n liedjie kan kom binne 10 minute. Maar die skryfproses en die denkwyse is maar dieselfde. En jy's reeds besig met jou volgende projek. Kan ons al so 'n bietjie meer inligting daaroor kry? Hy laat nie op hom wag nie, klink dit vir my. Die manuskrip is klaar en ek moet hom net instuur na die uitgewers toe en al wat ek kan sê is dis heeltemal anders as die eerste 2 romans. Die eerste 2 romans is baie Christelik geïnspireerd met 'n inspirerende storie en hierdie manuskrip is ongelooflike komedie. Dit speel af in 'n ouer huis en ek gaan nog nie die titel van die boek gee nie, maar dit gaan baie snaaks wees. Opwindend. Baie, dit klink vir my baie lekker. Was jou eerste boek nie ook het hy nie ook 'n redelike geestelike aanslag gehad? Ja, Geheim op Philadelphia het 'n baie inspirerende aanslag gehad. En dit is waar Regard de Bruin homself moes vind want hy was die bekendste sanger in Suid-Afrika. Te verloor hy sy gehoor en toe moet hy homself weer vind en hy besluit toe hy gaan in die dorpie Philadelphia, gaan hy vir hom 'n nuwe bestaan maak uit die kollig uit waar niemand van hom weet nie. En na 16 jaar het sy verlede om begin inhaal en dis net baie telepaties hoe alles bymekaar kom. Nou wil ek ook vir jou vra, want jy het nou vir ons verduidelik dat daar, jy weet, dit moet besig wees om jou om te skryf. Maar hoe lank neem dit jou om aan so 'n roman te werk? Aan my eerste roman het ek baie lank gewerk want ek het die skryfkursus gedoen. So dit het my so 'n jaar na 2 jaar gevat. So kom ons sê 'n jaar en 'n half om Geheim op Philadelphia te skryf. Want ek het 'n tutor gehad in hierdie skryfkursus, Elsa Winkler, wat my verskriklik baie gehelp het om hierdie manuskrip te verfyn. Hospitaal Weltevreden het ek wel in 3 maande geskryf. So dit raak al hoe makliker. Ek het die nuwe projek het ek ook 3 maande gevat om te skryf, maar dit is net omdat ek ook baie navorsing moes gaan doen net saam met ou mense en dit vat maar lank. Maar hoe werk dit? Ek meen, hier het jy nou 'n manuskrip. Is dit amper soos om 'n ou skoolopstel in te gee en te kyk, wat gaan die mense daarvan sê? Wat gaan hulle daarvan dink? Ja, dit loop 'n hele proses. Jy skryf die manuskrip en dan word hy ingegee en dan word hy geredigeer. Dan kom hy terug na jou toe en dan is die redigeerder het vir jou 'n paar voorstelle en jy kan besluit of jy die voorstelle wil gebruik dan nie. En dan gaan hy terug na die speltoetser toe. Hulle kyk of daar spelling reg is en dis meer, dan word hy gestuur na 'n setter toe. Setter terug na jou toe, dan moet jy die finale check doen om te kyk of alles reg is wat jy wil hê moet gebeur en daarna hooplik
is hy op pad drukkers toe. Jy praat van 'n derde druk. Ekskuus Elsa, eerste, tweede, derde druk. Ek weet hoe kompeterend die musiekbedryf is. Onthou ek kom maar uit daai milieu uit. Hoe kompeterend is dit en hoekom is dit so groot kompliment dat jy al in die derde druk is? Yes, Pieter, dis net genade. Dis net die Here se seën dat dit gebeur. Ek weet nie hoekom dit gebeur nie. Ek het met Geheim op Philadelphia het ek die boek geskryf en toe kom hy uit en toe besef ek, hel, maar hierdie ding moet nou begin verkoop. Mense moet dit koop. En Geheim op Philadelphia het al 5 drukke, herdrukke gekry en ons is al wel tevrede dis in sy derde druk. So die mense koop die boeke, die mense hou van die stories. Ek moet sê ek is baie sosiaal aktief op sosiale media en ek probeer daar dit baie adverteer, maar ek dink die stories verkoop hulle self. Ja, dis juist wat ek wou vra, so dalk net in 'n paar sekondes. Wat beteken dit vir jou dat die mense hierdie boeke so positief ontvang? Dis 'n ongelooflike pleintjie en ek moet vir almal dankie sê dat hulle die boek koop en dat hulle Hospitaal wel tevrede nog steeds koop. Hy's nog steeds die tweede beste verkoper landwyd van Afrikaanse fiksie elke week en dis heeltemal net genade. Wel, ons sien uit na dit wat gaan volg, veral ook dan nou die volgende verhaal en dit wat afspeel daar in die Ek gaan hom net nooit vir 'n Sondag braai, dan weet ek hy kan nie bietjie skryf, hy moet bietjie net die skryf op sy sit, maar as hy verskonings gaan, jy weet ek hoekom. Maar hy het nog 'n verskuilde talent of twee. Sal later daarby uitkom. Wel, pas op, jy beland dalk net in een van sy volgende boeke. Ek weet nie of 'n mens dalk wil nie. Maar Prinses Elsa kan dalk. Prinses Elsa. Dankie vir die kuier, hoor. Dankie weer. Ons word omtrent bederf vandag, want eers kry ons lekker leesstof en net hierna kry ons lekker musiek, want Nicholas Lou is hier. So maak seker jy bly ingeskakel daarvoor oor 'n paar minute van nou af.
Welkom terug. Jy kyk goeiemôre, good morning mense. Nicholas Lou is hier met 'n song so vars. Ek weet nog nie eers hoe om dit uit te spreek nie. Is dit radio, jou of is dit radio? Pieter, gaan nou vir jou uitvind. Verseker en ek kan nie wag om uit te vind nie. Baie welkom Nicholas. So lekker om jou hier by ons te hê. Dankie. Goeiemôre, good morning. Ek het jou. Nou, sê baie vroeg in die môre. Baie vroeg. Jy sien, sy het nou begin daarmee. So wat is dit? Is dit nou radio, wow of radio? Wel, die liedjie se naam is Radio. Net so. Maar van daar af word ek 'n bietjie willer. Daar sy, soos wat ons jou ken. Hoe lekker is dit om weer met 'n vars nuwe enkelsnit? Is dit nie maar elke keer lekker nie, nee. Dis ek meen jy sal weet, dis 'n ou raak weer opgewonde van voor af oor 'n nuwe projek. Jy weet al is dit nou elke 3-4 maande whatever. Gee ou net weer daai oomf, weet. Net weer daai. Ons is nog steeds hierso. Ja. Hoorie, en die idee vir hierdie liedjie het eintlik van jou vrou afgekom. Vertel vir my 'n bietjie hoe dit Ja, gebeur. so sy toe die Bobby, die kinders klein was, dan as hulle nou saam bad, dan sal sy nou sommer net liedjies opmaak in die bad en saam en vir hulle sing en so aan. En dan skaterlag die ou kleintjies. So radio, die koorgedeelte het sy opgemaak in die bad en vir die kinders gesing en so aan. En ek het daai tyd al gedink, yes, dis genius, ek moet dit klaarmaak. Maar dis nou al so 8 jaar later en hierdie jaar het hy toe nou finally gekom. So dis ietsie wat vasgesteek het, dis wat jy gehoor het. Dit is ook 'n lekker memory wat dit vir jou het. Verseker. En toe skryf jy 'n storie daar rondom. Ja, my huidige liedjies wat ek uitbring gaan baie te doen met nostalgie. Ek skryf uit persoonlike ondervinding en herinneringe. Nou ons ken jou mos maar vir die danstreffers en die bietjie ruk en rol wat jy ook aanslag wat jy daar altyd gehad het. Wat kan mense van hierdie liedjie verwag? Ek wil amper ek is skaam om te sê dieselfde. Dis energiek, dis pret. Vir my is dit baie belangrik dat my musiek vermaaklik is, entertaining is. Daar is 'n tyd en plek vir diep liedjies, maar hulle is vir my in my loopbaan hou ek hulle baie skaarser as die lekker opwindende liedjies wat mense net kry om te glimlag. Ek sien myself nog altyd as 'n entertainer. Eerder as 'n diep kunstenaar wat iets het om te sê. Daar's plek vir dit natuurlik en daar's 'n tyd vir dit, maar jy weet ek meen my spesialiteit is pret. En gepraat van pret, jy sê hierdie liedjie voel vir jou soos 'n Desember vakansie, maar nou besluit jy om in die middel van die winter vry te staan. 100%. Hoekom sê jy reken voel hy net lekker? Voel hy soos 'n Nicholas Lou? Ja, nee, verseker. En jy sal nou sê hy's in die middel van die winter, maar hy's hom net so voor die winter want ek het 'n winterliedjie wat ook uitkom. Ek wil nie daaroor praat nie. So jy gaan weer kom kuier. Hooplik. Daai is vir my baie lekker. Nou jy weet presies hoe om 'n gehoor vas te vat. Jy weet presies wat om te doen op die verhoog. Hoekom is dit vir jou net lekker om aan te hou doen wat jy doen? Want ek meen ons ouens begin nou al op die rak neergesit word. Dan sê hulle nee, maar daar's baie jonger generasie kunstenaars goeders, maar jy het nog steeds die passie. Ja, we'll see about that, né? Dis wat ek ook sê. Daar's definitief plek vir die nuwe kunstenaars, maar hulle gaan moet stoot. Hulle gaan met uit hulle wys, weet jy wat, hierdie is ek sê altyd, hierdie is die meal ticket wat die Here vir my gegee het om vir my gesin te voorsien. Ja. En dis wat ek gekry het om my inkomste mee te maak. En jy weet so ek sien dit nog altyd as dit. Ja. En 'n ou moet baie verantwoordelik wees daarmee, né? Verseker. Jy was onlangs in Australië gewees. Vertel vir my net so 'n bietjie, hoe was die optredes daar? Hoe was die ontvangs? My maat, kom ek sê vir jou so, my vrou het die heel eerste aand, toe sê sy vir my, ek het nog nooit die Afrikaners so gesien nie. En toe sê ek vir haar, weet jy, nou weet jy hoekom is die liedjie geskryf? Afrikaners is plesierig. Ek gaan met jou eerlik wees, ek dink hulle stres daar aan die ander kant is baie minder. En dis 'n gelukkige klomp mense daarso. En dit was vir my baie lekker gewees. Die ontvangs is absoluut fantasties. Daai mense draai jou op hulle hande. Ons het die mense wat betaal het om my in te kry, bushwhacker van Australië, hulle het uit hulle pad uit gegaan om elke dag vir my en my vrou absoluut fantasties te maak. Kyk, daai mense het vir ons
bederf dat ons vrot teruggekom het, hoor. Ja. And did you have a shrimpie on the barbie, Mike? Nee, glad nie, daarom nie. Ongelukkig nie. Maar daar was baie ander dinge wat ons gedoen het. Ek het vir die eerste keer in my lewe aan 'n koala gevat. Lekker. Dit was ongelooflik. Dis 'n heel ander gevoel as die dink, hoor. Hoor jy so, Nicholas, en dan die musiekvideo het ons hier. Hy is nog so vars. Ek dink jy het nog net die eerste of tweede edit soos ons dit noem gesien. Ja. Hy kom eintlik eers môre uit. Maar ons gaan so sneak peek van hom kan deel vandag. Mag ons? Asseblief. Want ek meen ons kan gewoon net nie wag nie. En wat kan mense verwag in hierdie video net so in kort? Ook weer, jy weet, pret, lekker goed voel. Ek meen die video beeld maar uit wat in die liedjie gesê word. Dis 'n liedjie wat in jou kop vassit en jy kan hom nie uit jou kop uitkry nie. En dis waaroor die liedjie gaan. En so 'n bietjie irritasie, bietjie okay, ek gee in, ek geniet die liedjie nou, jy weet daai tipe van oorwurm tipe van liedjies wat hy ook kry. Kyk, en daar's mos altyd 'n blink motor ook iewers in jou motorhuis of so, gaan ons so ietsie kan sien. Mense maar moet kyk. Ek gaan maar moet loer, absoluut. Maar baie dankie dat ons hierdie bietjie ook kan deel met ons kykers en ek is seker hulle is baie opgewonde. Hoe lyk dit, Ras, is jy opgewonde om te raad die ou? Ek sweer, ek love 'n oorwurm. Kan nie wag om die voorskou van die eksklusiewe nuwe video wat eers môre uitkom hier op Goeiemôre Good Morning te sien net hierna. Nicholas Lou se radio. Gaan volg ons op sosiale media by Goeiemôre Good Morning om te sien wat alles agter die skerms van hierdie program aangaan. Daar is lekker pret op pad. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groebeperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groebeperk, sukses met 'n hart. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans, so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
Welkom terug. Dis goeiemôre, good morning. Ons luister nou na Nicholas Lou se Radio, 'n eksklusiewe voorskou van die nuwe musiekvideo. Radio, oh, 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 oh. Speel my liedjie nou, oh, 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 oh. By een waarvan ek hou, oh, 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 oh. Ek moet hom hoor, ek moet hom hoor. Ek loop al vir 'n week met 'n lied in my kop. Hy's lekker maar ek wens hy wil stop. Niet soos ek kan sit. Wel, ek kan nou net een ding sê, Nicholas, jy lyk bly goed vir jou drom. Die laaste keer wat ek jou gesien het was in die bos gewees so 15 jaar terug. Ek het hare gehad, imagine that. En jy is so 'n absolute superster gelyk en ek het actually 'n foto. Ek sal eintlik nog vir jou stuur. Ja. Jy lyk brilliant en it's a great song, man. Love it. Dankie, ek waardeer dit. Tuis is 'n ander man, hy het vir my ook 'n foto uitgeruk van jare terug by een of ander show waar ek ook was. Toe kon ek nie glo, dis dieselfde mens nie. Maar ek het julle gesien, julle uit gevang, né? Ja. Radio. Good luck met die res van die dag, né? Dankie. Ja, nee, hy gaan sit. Hoorie, en hierdie was regtig net 'n lekker PM vir die apparently gaan die video nog 'n bietjie veranderings kry en Ja, hy's nog nie heeltemal klaar nie. Inteendeel, hy behoort môre klaar te wees volgens wat ek hoor. Ja. So, maar ek is bly daar's darm al 'n vollengte weergawe. Hoorie, en klink dit anders as Vroulief wat die radio ou gegooi het?
Dit klink 'n bietjie anders. Ek dink sy het mooier geklink as ek. Is dit? Hoe lyk jou shows wat voor lê? En skielik is jy ook net weer, ek meen jy was nog altyd aan die gang, maar meer en meer begin ouer sien. Weet jy wat, nee, ek meen ons is blessed, jy weet ek het obviously nie my dagboek by my nie, maar die goeders kom in en dit is dankbaar daarvoor. Is daar dan nog weer tyd vir 'n vinnige braaitjie sometime iewers, my ou vriend? Altyd. Ek kanselleer 'n show. No. No. Hoor jy nog 'n interessante ding van hierdie liedjie is jy het ook die gitaarwerk gedoen op die album. Ja. Lekker. Ja, so deesdae doen ek my eie gitare en ek neem my eie gitare op en ek neem my eie stem op. Hier en daar is daar, jy weet, baie goeie gitaarwerk is, dan kry ek 'n professionele ou in, maar die res van die goeters, jy weet, ek dink dit bring 'n bietjie van jou eie identiteit, want elke gitaarspeler het sy eie vingerafdruk. 100%. So is my belangrik. Baie lekker om jou hier by ons te kon hê vanoggend. By Goeiemôre, good morning. Ek weet hier enetjie gaan raakslaan, hy gaan mooi tref en dankie dat ons 'n stukkie van hom kon deel met Suid-Afrika. En blessings vir jou. Selfde. Ons sien jou weer. Hey, dit was Nicholas Love. En sy radio. Nou, ek het vroeër vir jou gesê, jy moet ingeskakel bly want ek gaan vir jou sê hoe jy hier kan adverteer. So, jy kan op Goeiemôre Good Morning adverteer. Stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorswipe.co.za. Dit is dan al van ons kant af. Ons sien julle weer volgende week. Wat 'n prettige week wat ons hier agter die rug het. Absoluut. Elke maandag tot donderdag regstreeks net op Via en jy kan ook die herhalings gaan kyk op YouTube of om 10:00 en 2:00. Bye bye. Bye bye. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek jy ordentlik aan. Soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan.